Die DA gee president Cyril Ramaphosa tot môre kans om 2 ministers en 1 adjunkminister af te dank na die afdanking van die DA-LP en adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Andrew Whitfield, en motoriste moet hul staal vir brandstofprysverhogings. Baie welkom by die Afrikaanse nuus op 27 Junie. My naam is Sarina Bosman. President Cyril Ramaphosa het in 'n mediaverklaring gesê dat hy die DA-LP en adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Andrew Whitfield, afgedank het omdat Whitfield 'n internasionale reis na Amerika onderneem het sonder toestemming van die president. Ramaphosa sê dit is nie praktyk om redes te verskaf waarom hy lede van die uitvoerende raad afdank of aanstel nie, maar dat uitlatings wat deur onder andere die minister van Landbou en DA-leier John Steenhuisen as ook Whitfield gemaak is, hom genoop het om die besluit te verduidelik. Die DA dring nou daarop aan dat die president ook die minister van Menslike Nedersettings, Thembise Malane, as ook die minister van Hoër Onderwys, Nobushle Nkabane, en die adjunkminister van Water en Sanitasie, David Mahlobo, afdank, wat deur klagtes in die gesig gestaar word. Steenhuisen het die president tot môre kans gegee om die kabinetslede uit hul posisies te verwyder. Die SAPD se misdaadintelligensiehoof, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, het vandag in die Pretoria se Landdroshof verskyn. Dit nadat hy en 5 ander senior beamptes in die polisiediens se misdaadintelligensie-eenheid gister in hegtenis geneem is op korrupsieverwante aanklagte. Die DA sê die inhegtenisnemings dui opnuut op die ernstige vertrouensbreuk in die polisie. Misdaadintelligensie het onder meer R22,8 miljoen aan kommersiële eiendom in Durban en R22,7 miljoen aan 'n luukse boutiekhotel in Pretoria Noord bestee. Die aankope is deur die misdaadintelligensiehoof en finansieshoof, generaal-majoor Philani Lushaba, goedgekeur. Lushaba het homself aan die polisie oorgegee nadat 'n sekswerker sy polisie-uitgereikte vuurwapen en skootrekenaar gebuit het en hy dit eers ontken het. Die minister van Minerale en Petroleumhulpbronne, Gwedi Mantashe, het gesê dat Suid-Afrika in 2027 deur 'n gastekort gekonfronteer gaan word en daarom die Karoo se geraamde 209 triljoen kubieke voet skaliegas onmiddellik moet begin benut. Mantashe sê die land kry 85% van sy gasvoorraad by Mosambiek, maar dat die buurland se gasreserwes na verwagting teen aanstaande jaar skerp sal afneem. Mantashe sê die oomblik wat hy omgewingsregulasies van die Departement van Bosbou, Vissery en die Omgewing ontvang, sal hy die moratorium op hydrobreking ophef. En ondanks die feit dat internasionale oliepryse effens teruggesak het en die rand veerkragtigheid toon te midde van die onrus, moet motoriste hul staal vir 'n petrolprysverhoging aanstaande week. Volgens die Sentrale Energiefonds se maandeindeligting is daar 'n beduidende onderverhaling vir petrol en diesel, wat hoofsaaklik veroorsaak is deur die konflik tussen Israel en Iran. Tans beloop die onderverhaling vir petrol tussen 50 en 53 sent per liter en vir diesel is dit tussen 82 en 84 sent per liter. Die Departement van Petroleum en Minerale Hulpbronne sal die amptelike prysveranderings voor Woensdag 2 Julie bekend maak. Binnelandse sake in Suid-Afrika en Zimbabwe het 'n nuwe seisonale voorafbeplande toeriste grensoorgang tussen die Nasionale Kreurwiltuin en die Gonanrezu Nasionale Park goedgekeur. Die nuwe grensoorgang is slegs toeganklik vir 4 trekvoertuie en die beskikbaarheid daarvan sal afhang van die watervlak van die Limpopo rivier. Hoewel dit 'n hupstoot vir die toerisme sal meebring, is dit onderhewig aan streng voorwaardes, soos 'n vooraf kennisperiode van 2 weke en moet toeriste minstens 4 nagte in die onderskeie parke deurbring. Die loodsprojek sal tot 30 November duur. En dis die einde van die nuus. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Groete tot Maandag.